Markus 1, vers 35. Vroeg in die môre toe dit donker was, het hy opgestaan en na 'n eensame plek gegaan en daar gebid. Lukas 4 vers 42, hy het na 'n afgeleë plek gegaan. Lukas 5 vers 16, maar hy het hom telkens teruggetrek na 'n afgeleë plek en gebid. Lukas 6 vers 12, hy het uitgegaan na die berg om te bid en die hele nag in gebed deurgebring. Matteus 14 vers 23, nadat hy die skare weggestuur het, het hy alleen op die berg gegaan om te bid. Markus 6 vers 46, hy het van hulle afskeid geneem en na die berg gegaan om te bid. Lukas 5 vers 16, wys dit was 'n gewoonte, nie 'n uitsondering. Dan moet ons onsself afvra, as Jesus stilte gesoek het, alleenheid nodig gehad het, en gereeld weggegaan het om te bid, dan is stilte en gebed nie opsioneel, nie, maar noodsaaklik vir elke gelowige. Geseënde Sabbat almal. Ek hoop nie ons is te veel geskok nie, en ek wil vandag baie prakties preek, so ons gaan oor stilte preek. So is julle reg vir 'n praktiese preek, vir 30 minute van stilte. En, ja, dis altyd March en almal sê as hulle preek hulle maar die meeste tyd vir hulle self, want hierdie het ook aanleiding gegee, en dit gaan maar oor wat self in jou lewe aangaan. En as ek terugkyk na die jaar wat nou feitelik verby is, en die einde, en ek kyk terug, en ek kyk na my verhouding met die Here, en ek kyk na my stilte tyd, en in die oggende waar ons wil stil word, en ons moet ons normale roetine van, ons nou om 5 uur omtrent op, en ek is nou maar die gelukkige een, wat daar op die plaas is die meeste van die tyd, en Lis gaan werk, en Karla gaan skool toe. So ek maak kos, en pak skaftings vir hulle daarso. En ja, so dit gaan partykeer wild in die oggend. Maar wat my opgeval het is dat, as ek 5 uur opstaan, en ek gaan sit die ketel aan, en ons kry alles reg, en gaan haal Lis, en ons begin lees. En veral as ons venster oop is, van die studeerkamer, die venster oop is. En ek kyk, en ek sien die skape, en ek sien die beeste, is dit. Terwyl ons lees, dan wonder ek, gaan daai ooi nou lam? Of is hierdie bees reg? Of het hulle water daar? En dit het my laat wonder. Hoe gefokus is ons? Met die voorbereiding van hierdie preek het dit nie veel beter gegaan. Maar ek was jare gelede by my sussie hulle, en ek dink dit was voor ek getroud was, het hulle selgroep gehad. En presies wat ons nou vanoggend hier gedoen het, is dat hulle hierdie harde oorverdowende musiek gespeel het. En het jou so ongemaklik gemaak, dat toe die stilte kom, dit so groot impak op my gemaak het, dat ek nie kon anders, om te weet dat ek eendag wil ek hieroor preek. En spesifiek die een oggend, kom ons lees, ek en Lis, en ons lees in Galasiërs 1, en besef dat Paulus na sy Damaskus bekeer. En vanoggend het amper my oomblik van stilstand gekom. Ek is ook daar uit, en is maar soos dit is, 'n bietjie bekommerd oor die preek, en ons weet, ons is nou nie almal goeie preekers nie. Ek vertel meer as wat ek preek, en ek hardloop daar uit, ons het 'n handskalf daar, en ek hardloop gou uit, dat ek kan klaar kry, en seker maak ek met die, en hier kom 'n by, en hy steek my net hier op die kop, dadelik tot stilstand. Toe dink ek so, ja, partykeer moet die Here maar iets doen, om jou tot stilstand te bring. Maar ons lees in Galasiërs, en van Paulus met sy Damaskus, maar wat vir my opvallend was, en wat ek nooit regtig geweet het nie, en wat mens elke dag nie leer in die Bybel, is dat Paulus vir 3 jaar na dit half afgesonder geleef het. Ek het dit nooit besef nie. Paulus het na sy Damaskus bekering
eers vir 3 jaar stil geword, afgesonder, weg van die gewoel, sodat die Heilige Gees hom kon onderrig. 3 jaar van woord, gebed en vorming. Hoeveel meer het ons nie daardie stil word nodig nie. In die wêreld wat ons so ongelooflik besig is, roep God ons terug na sy teenwoordigheid. Ons almal ken daai, be still and know that I'm God. Psalm 46 vers 10. Soos geskrywe is, God kan die siel slegs vorm voordat ons tot rus by hom kom. In stilte word sy stem hoorbaar en lei ons nader aan die lig. Paulus se afsondering in Arabië was deel van God se plan. Hy moes nie deur mense gevorm word, maar deur Christus self. In daardie jare van stilte het die Heilige Gees sy gedagtes verhelder, sy geloof verdiep en sy roeping duidelik gemaak. Net in die teenwoordigheid van God kon Paulus voorberei word vir die groot werk wat voorgelê het. Dieselfde beginsel geld vir elke gelowige. Ware geestelike krag word gebore in 'n plek van stilte en persoonlike omgang met God. Dink is Chris wat vanoggend genoem het van Elia. En daar's 'n paar mense wat ek hierna gaan verwys net in die Bybel, wat stilte dinge verander het. En ek gaan dit vinnig vir julle noem. 'n Paar voorbeelde uit die Bybel oor hoe stilte lewens verander. Elia op die berg Horeb, die stilte, sagte stem. 1 Konings 19 vers 11 tot 13. Na dramatiese konfrontasie met die profete van Baal, vlug Elia en voel hy verslaan en alleen. God sê vir hom om op die berg te gaan staan. Daar kom 'n wind, 'n aardbewing en vuur. Nou, ons het hierdie laaste tyd 'n paar keer wind gehad en 'n paar storms, net wat mens bang maak. Ek wonder as jy daar gestaan het, hoe dit gelyk en hoe mense dit ervaar. Maar God was nie in daai gebeur. Toe openbaar die Here homself so. En na die vuur, die gesuis van 'n sagte koelte, sê die 53 vertaling nie. Ander vertaling sê 'n sagte gesuis. Dit beweeg Elia van 'n plek van wanhoop na 'n plek van hernuide hoop en moed en roeping en doel. In die stilte hoor Elia weer God se fluisterstem. Habakuk, stilte voor die soewereine God. Habakuk 2 vers 20. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Habakuk worstel met die vraag oor geregtigheid en lyding. God roep hom om stil te wag en op God se plan te vertrou. In stilte word 'n reaksie van eerbied en geloof gevorm, selfs al wonder hy oor die antwoorde. Job, van klagtes tot stilte. Job 40 vers 3 tot 15. Na 'n lang gesprek van klagtes word Job gekonfronteer met God se majesteit. Hy sê, kyk, ek is te gering. Wat kan ek antwoord? Ek lê my hand op my mond. Stilte lei Job na 'n plek van nederigheid en oorgawe en verandering en verander sy houding van vra na 'n houding van aanvaarding. Maria dink stil in haar hart. Lukas 2 vers 19 en 51. 2 keer word ons vertel dat Maria, die moeder van Jesus, dinge en gebeure in stilte in haar hart oordink het. Sy praat nie altyd nie, maar sy mediteer en dink in stilte oor wat God doen. Haar stil word en denke verdiep haar geloof en haar eerbied, omdat sy weer eens besef dat Jesus die Messias is. Die psalmdigter wag in stilte vir God. Psalm 62, ja, my siel is stil tot God. Van hom is my heil.
Die psalmskrywer wys dat stilte vertroue, helderheid en krag bring. Stilte word 'n praktyk wat lei tot dieper afhanklikheid en geestelike vernuwing. Nou, wat sê die navorsing oor stilte? Wat gebeur met jou in stilte? Stilte is goed vir jou brein. Om 'n plekkie van stilte te kry is nie maklik in hierdie wêreld, vol lawaai. En ek dink dis waar ek in lus was hierdie laaste tyd. En ek sê vir dit soos 'n berg voor my as ek weet ek moet iets klein gaan doen. En dit raak net te veel. En dit is soos daai laaste strooi op die kameel se rug. Alles raak net te veel. Die wetenskap bewys dat stilte jou minder gespanne, meer gefokus en meer kreatief maak. En dit is net interessant, ek ry eergister ry ek, en ons op RSG, en almal praat van 'n sabbatsrus, en dat ek sien dit begin, ek weet nie in watter lande spesifiek nie, ek het nie gehoor nie, begin 'n sabbatsrus of 'n sabbatsbreek nou al hoe meer algemeen word in maatskappye. Dat hulle die mense 3 maande afgee, daar's selfs maatskappye wat hulle 1 jaar afgee. En wat gebeur? Wat is die nagevolg daarvan? Of wat? Mense wat baie meer produktief, kreatief en meer bydra tot die maatskappy se ontwikkeling. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het in 2011 lawaai as 'n moderne plaag verklaar. Hulle gevolgtrekking was dat die omgewingsgeraas nadelige gevolge vir die gesondheid van die bevolking het. Ons vul gedurig ons ore met musiek, TV's, podcasts en al daai ander goeters. Maar dit is my interessant, toe hulle nou praat van die musiek en toe gaan kyk ek, hoeveel liedjies is daar wat gaan oor stilte? Daar is duisende liedjies wat gaan oor stilte. Geen vaste amptelike getal bestaan nie, maar op grond van musiekdatabasisse, titels, lirieke en temas, kan 'n betroubare skatting gegee word. Die geskatte omvang meer as 5000 liedjies verwys direk na stilte. Woorde soos silence, stillness, quiet, hush, sound of silence. 10.000 nog indirek, innerlike stilte, alleenheid, rus, luister en leegheid. Die bekende voorbeelde en eerste wat in my kop aangegaan het en ek dink baie van julle, die eerste lied wat julle sou seker assosieer met stilte, The Sound of Silence, wat ek dink hy is deesdae so, en ek het na 'n verklaring gekyk en waaroor dit gaan en hy praat van die neon gods en dit is interessant, maar dit is 'n tema vir 'n ander dag. Dan is dit die Sound of Silence, enjoy the silence, silent all these years, in the quiet. Maar die interessante waarneming is, en dit is nogal ironies, hoe meer geraas die samelewing het, hoe meer liedjies word geskryf oor stilte. Die mense skryf al eeuwelang liedjies oor stilte, omdat die hart smag na dit wat die wêreld nie kan gee nie. Hoeveel oomblikke spandeer jy elke dag aan stilte? Waarskynlik baie min. Soos ons omgewing meer lawaai, soek mense meer stilte. Die 4 goeders wat wetenskaplik is, dan eintlik sê wat goed is vir die brein, dit verlig spanning. Nou julle almal ken Florence Nightingale, en dit is nou interessant, en ek gaan dit 2 keer lees, want ek is maar 'n bietjie stadig partykeer, maar dit het vir my sin gemaak. Die Britse verpleegster van die 9de eeu het gesê, unnecessary noise is the most cruel absence of care that can be inflicted on sick or well. Ek lees dit net weer. Unnecessary noise is the most cruel absence of care that can be inflicted on sick or well. En ek onthou net daai tyd met die politiek en ek dink in terme van Eugene Terblanche het hulle onderhoud gehad en ons weet die tronke is oorvol selle en dat daar seker 30 in 'n sel is en wat hy net gesê daar's al 30 van hulle het 'n radio en al 30 is op 'n ander stasie. Toe dink ek, hoe kan daai
torture wees nie. Raasbesoedeling mag lei tot verhoogde bloeddruk en hartaanvalle. Natuurlik kan die gehoor belemmer. Stilte het die teenoorgestelde effek. Dit verlig spanning in die brein en die liggaam. En ek dink as ons almal terugdink, dan is dit so, daai stilte bring net daai. Dan stilte vernuwe die hulpbronne van die brein. Ons kry sensoriese insette van alle kante. Daar's soveel goed wat van gebeur rondom jou. Dis erger as wat hierdie klip wat ons nou gespeel het. As ons dan uit hierdie onderbrekings wegkom, kan die sentra in die brein verantwoordelik vir aandag hulself weer herlaai. Aanhoudende eise vir aandag plaas baie spanning op die prefrontale korteks van die brein. Hierdie gebied is betrokke by besluitneming. En net interessant oor besluitneming, ek weet ons het dit al bespreek. Hoeveel besluite neem 'n mens per dag gemiddeld? Navorsing weet dat 'n mens gemiddeld tussen 20.000 en 35.000 besluite per dag neem. Hoe lyk dit prakties? Outomatiese besluite. Onwillekeurig, asemhaal, oë knip, wat die meeste maar is. Kleiner bewuste besluite, wat om aan te trek, wat om te eet, wanneer om te antwoord. En dan groot besluite. Werk, geld, verhoudings, dissipline. 'n paar per dag met 'n groot impak. As ons hierdie hulpbronne uitgeput word, kan ons nie meer aandag gee nie. Ons sukkel om te fokus, om met nuwe idees na vore te kom en om probleme op te los. Stilte lei tot herstel van hierdie gebied. Ek dink baie van die mans sal seker sê, as die vrou so 'n bietjie op vakansie is, dan kry hulle so 'n bietjie rus, nee. Dan in stilte kan ons die brein se verstekmodus op die default mode tap. Hierdie modus word geaktiveer as ons mediteer, dagdroom, fantaseer oor die toekoms en net toelaat dat ons brein dwaal. Ons stap nou in ons innerlike gedagtes, emosies en ideeë. Om in hierdie modus te stap, help ons om sin uit ons ondervindings te maak, met ander deernis te bewys en meer kreatief te wees. Maar dan moet ons van afleidings wegbreek. Herman Melville, ek weet nie of julle hom ken nie, sê, all profound things and emotions or things are preceded and attended by silence. Tydens stilte kan die breinselle regenereer. Navorsing in varke toon dat 2 ure stilte per dag lei tot die ontwikkeling van nuwe selle in die hypothalamus of in die hippocampus, 'n deel van die brein wat geassosieer word met leer, geheue en emosies. Alhoewel die studies nog voorlopig is, mag dit dalk voordelig wees vir toestande soos depressie en Alzheimer wat gepaard gaan met verminderde regenerasie van selle in die hippocampus. Hoekom ons stilte bo geraas moet kies? Een van die belangrikste dinge wat ons in die wêreld kan leer, is om stil te wees. Stilte is nie leeg. Stilte is vol. Stilte is vol insig, vol genesing en vol van God. Dit is vir my baie treffend. Stilte is vol van God. Maar kom ons wees eerlik, stilte is 'n skaars kommoditeit of 'n artikel. Ons lewe in die wêreld wat alles gelyk praat, advertensies, menings, verkeer, stemme in jou kop en bekommernisse, wat hardloop soos 'n kraan, wat nie toegedraai is. En ek onthou spesifiek met daai selgroep, was die predikant daar en hy het vertel, en dit voel vir my ook baie keer so, dat jou brein is soos Johannesburgstasie. En al die treine is op pad soontoe, jy kan nie konsentreer nie. Dus hier kom 'n trein, en jy het nog nie eens klaar aan die een gedink nie, dan kom daar 'n ander ene. So ons lewe is vol van dit, maar in hierdie geraas sê God,
wees stil en weet. Nie beantwoord al jou e-posse nie. Los al jou probleme op nie. Net stil wees. Want daar, in daardie sagvol stilte, kom die wete, hy is God, en nie ek nie. Stilte is nie passief nie. Stilte is aktief. Dit is 'n besluit om nie saam te skreeu nie, om nie die laaste woord te probeer hê nie, maar die wysheid sal hê wanneer om stil te bly en wanneer om te praat. Om nie elke leë oomblik met geraas toe te stop nie. En dit is my interessant, en ek het nou met my ma, wat bietjie ouer is, en ons het daar so week in die ouete huis gesit, net om te kyk of sy sal aanpas, wat sy natuurlik nie wil nie, want dit is nie so lekker daar nie. Maar een ding wat my opgeval het, 'n ou mens is lief vir sy radio. As daai oomblik van stilte daar is RSG. Ek onthou oom Jan de Lange, hy is vermoor daar by ons, hy het altyd gesê, hoe weet jy raak oud? Drink rooibos tee, jy luister RSG en jy gaan nou by Warmbad vakansie. Maar net vir interessantheid. Dit is 'n keuse om eerder 'n bietjie stiller te leef, sodat jy kan hoor jouself, ander en veral God. En dit my net weer laat dink, hoeveel % van kommunikasie is luister? Ons dink kommunikasie, en vrouens veral dink kommunikasie kom van een kant af. As jy net altyd aan hardloop, raak jy geestelik kort asem. Stilte gee jou die asem terug. Deur tyd met God te spandeer, leer ons hom ken en leer hoe om stil, sagte stem te hoor, sodat hy ons die paaie kan aanwys. Ons moet leer hoe om stil aan die binnekant te wees en in 'n vredevolle plek te bly, sodat ons altyd reg is om God se stem te hoor. Baie mense hardloop vandag net van een ding na 'n ander, en ek sien myself ook daarin, dis net 'n gehardloop. Omdat hulle nie weet hoe om stil te word in hul gedagtes nie. Weet hulle nie hoe om stil te raak in hulle harte nie. As ons net stadiger begin beweeg en ons gedagtes stil maak om die sagte prikkels van die Heilige Gees te ervaar, sal ons op 'n plek van vreugde en vrede uitkom. Moenie toelaat dat die duiwel jou stilte steel nie. En hoe kan ons dit toepas in ons daaglikse lewe? En ek dink almal weet dit, en ons dink is al baie oor gepraat, en dit is so belangrik. Praktiese riglyne. Kies daai vaste tyd. Dit is so belangrik vir party mense is nie so nie, maar ek dink as jy daai tyd van dit is 5 uur of 6 uur. Dit is belangrik. Verkieslik vroeg in die oggend. Selfs 5 tot 10 minute is genoeg om mee te begin. Maar getrouheid is belangriker as lente. Kies 'n vaste plek, en ek weet nie wie van julle onthou die film The War, wat was dit, die film War Room, van die ou tannie wat so in 'n huis 'n kamer gehad het, en dit was vir my eintlik nogal 'n baie oulike film gewees. Stil, eenvoudig, sonder afleidings. Dieselfde plek help om outomaties te fokus. Jesus het afgesonderde plekke gesoek. Skakel geraas doelbewus af. Selfoon op stil of los hom sommer liewers buite. Geen musiek of radio nie. God se stem kompeteer nie met kennisgewings van WhatsApps nie. Begin met 'n eenvoudige gebed. Here, ek is hier. Praat want ek luister. Nie lang woorde nie, oopheid. Lees 'n kort gedeelte stadig. 1 tot 5 verse is genoeg. Lees dit meer as een keer. Let op woorde wat bly vassteek. Moenie jaag nie. Luister. Wees stil na die lees, en dit is my belangrik. As jy daai klaar gelees het, om regtig dit te gaan bepeins, en vir die Here te vra, wat wil U hê moet ek daaruit leer? God lei deur die woord en gewete. Reageer met gehoorsaamheid. Vra, Here,
Wat vra u vandag van my? Een klein konkrete stap. God praat nie net oor gehoor te word nie, maar om gevolg te word. Dan volhard, al voel dit of niks gebeur nie. En ek, interessant, het 'n ding geluister op 'n stadium van 'n vrou wat dit begin doen het en niks gebeur het nie. Maar die sukses daarvan is jy moet aangaan en aangaan en aangaan. Ek onthou leraar Michael, die meeste van julle sal hom onthou, ek weet nie of julle hom geken het. Hy het altyd gesê as hy die oggend opstaan en hy begin met sy stilte tyd en hy voel nie hy kom in die stemming om dit te doen nie, want hy begin sing. En ek besef baie keer, selfs as ons hier in die kerk en ons begin sing, dit verander tog mense. Musiek verander jou denke. Stilte is 'n gewoonte, nie 'n gevoel nie. Vrug kom in die tyd. Getrouheid en dissipline gaan ervaring vooruit. Soos Win gesê, dis nie maklik nie. Jy moet van jou kant af. Dissipline, baie belangrik. Maar daar's 'n waarskuwing op. Moenie stilte soek sonder die woord nie. Moenie verwag om stemme ervarings te hê nie. Moenie gevoelens verwar met God se leiding nie. God se stem is altyd in harmonie met die skrif. En dan sluit ek af. Dit is my gebed vir jou dat jy elke dag tyd en stilte sal soek om God se stem te hoor, sodat hy jou op die pad sal lei wat hy vir jou beplan het. Ek wil so ver gaan om te sê dat jy sal nie staande bly in hierdie wêreld as jy nie doelbewus die wapenrusting elke oggend aantrek. Dat ons moet, en dit was my interessant, Napoleon kon in die middel van 'n veldslag, kon hy 'n halfuur gaan slaap. Maar laat ons so sal wees, dat ons in die middel van hierdie chaos en gemors en lawaai kan stil raak. Dat ons elke dag 'n klein mini-sabbat sal hê. En God se teenwoordigheid sal ervaar. Die probleem is nie God se stilte nie, maar ons innerlike geraas. Dit is nie net sonde alleen nie, maar ons onophoudelike besig wees, wat ons doof maak vir God se stem. Kom ons verander ons religion van boksiestiek. Ek doen dit, ek gaan kerk toe. Kom ons verander daai religion na 'n relationship met God. Amen.